Right, Irrigation Unlimited. Nou hulle doen actually presies wat hulle sê. Daar waar jy wil water hê op snaakse plekke, hulle gaan hom vir jou daar uitbring. Met 'n hele verskeidenheid pype en maniere en masjiene, die hele lot. Praat met Henko, my 'n bietjie meer vertel. Wat doen hulle by Nampo? En as jy 'n ding wil water gee, hierso. Henko, like dit. Goeiemôre Chippy. Goed met jou. Nee, wat doodstil. Jy's bietjie skaars. Ja, nee, is bietjie skaars, nee. Maar wat ons is hierdie jaar weer hier. Lekker man, Luister gou hierso, okay, Irrigation Unlimited. Gee my so vinnig net. Julle gee letterlik 'n ding water wat nie eintlik moet water kry nie, nê. Ja, nee, kyk, ons het 38 effektiewe kategorieë waarna ons klim wat ons self vervaardig of invoer of alleenlik verspreidingsnetwerk het. Ons het 'n groot handelaarsnetwerk van oor die 1300 kliënte reg oor Afrika en ja, ons het iets van alles. Nou, hierso is 'n drip besigheid, nee. Vertel my nou gou, wat het julle in die groentetuin nou vir ons hier aan die gang gekry? Ja, so ons het natuurlik jou gewone landbou drip, verskillende wanddiktes hang af van hoeveel jare jy die drip uit wil hê, jou verskillende spasierings, jou vloeie. Ons maak dit word lokaal gemaak, so wat ook al jou vereistes is, wat ook al jy plant, ons gemaak om vir jou dat hy inpas in jou land. Ek hoor jou. Nou, okay, verduidelik my wat gaan hier aan. So hierso het ons wat ons net intap in die land in hierso, so ons het nou 'n klomp verskillende wanddiktes, drippertjies met welfies waar ons in die mainland geconnect het. So ons hardloop om een bar nou tans en dan het ons ook ons splinternuwe Labyrinth drip wat glad nie 'n emitter het nie, wat meer koste-effektief is vir jou Labyrinth drip, ja. So die gewone drip het 'n emittertjie in die binnekant wat natuurlik jou vloeitempo vir jou gee, maar Labyrinth is die welding deel van die pyp. So jou vloeipatroon van jou drip is in die pyp, wat beteken geen emitter, baie goedkoper. So ons probeer iets in die mark indruk wat werk nog steeds, wat dit meer koste-effektief is. En druk, hardloop uit in dieselfde druk as die gewone drip, ja. Uitstekend. So is maar moeilik om nou te verduidelik hierso, maar as jy hierso af kan kyk, so hy het 'n vloeitempo in die pyp reg bo. Dit is waar sy patroontjie loop. So dis so basies lyk. So hy probeer en dan drip hy. So die hele pyp, so jy het eintlik 'n pyp gemaak wat op een plek net perforated deurgeloop en dan het hy 'n dripkanaal en dan hardloop die volgende een keer nou. Nie makliker nie. Nee, glad nie. Ja, as jy gewone drip sou verstop, dan gaan hy ook verstop. So die fokus is natuurlik jou filtrasie. Ek is met jou. Yes. Right. En nou is ook nou ietsie splinternuut wat ons graag vir die mense wil wys wat 'n Rainhouse genoem is. So 'n Rainhouse is ietsie wat 'n slagte neerslagtempo gee en actually dieselfde druk werk as drip. So hy gee ook nog eens 'n eenbaar druk, maar hy gee 'n groot diameter of 'n radius en soos ek gesê het, massa volume, lyk mooi, hy sit ordentlik neerslag en effektiwiteit neer. Kan ek 'n voorbeeld maak vir jou? Ja, asseblief. Jy bietjie kan kyk. Ons almal gaan nou nat raak hierso. Dis alright. Kyk nou net. Yes, terug. Hæ? Kyk nou net. Dis pragtig. Nou maar kyk hierso uit. Het julle dan nou net klein gaatjies oral in die pyp? Nee, hy word so gemaak met 'n presiese gat. Jy raak nou nat. Nee. Maar laat ek hom sommer afsit dat ons weer kan praat. Ons kyk of ons die gaatjies kan. Ek wil net kyk of ek die gaatjies kan sien. En dan kan jy net sien daai. Ek sien hy het 'n spesifieke, dis asof hy 'n spiral patroon het, so. Hy het 'n patroon waar hy loop. So en dan weer so en dan weer so en dan hardloop. En wat is die gedagte agter dit? Waar gebruik ek hom? So ons probeer kyk, hy is 'n dorspyp, so hy soek omtrent 200 liter 'n dorspyp. So hy soek omtrent 200 liter vir elke meter. So dit is nogal heelwat water wat hy benodig. Maar as ek kyk na areas, ek maak vir areas waar vloedbesproeiing betrokke is of mense wat net klein skaal groenteboerdery het, dit is waar hy gaan floreer want jy kan hom vinnig nat maak, jy kan vinnig 'n neerslag neersit en dan sy oor. En ek meen jy kan amper letterlik net hierdie een pyp insit en jy kan omtrent hierdie hele bedding het ek nou gesien maak hy omtrent. Hy maak die hele bedding plus nog meer. So ek gesê 'n 3 meter radius na 'n kant toe. So hy maak 'n groot gedeelte. Maar die groot ding is laadruk. Eenbaar druk, so baie mense gebruik hom op gravitasie en dan kry jy nog steeds daai groot diameter en daai effektiwiteit op dit. So dit is belangrik. Dit is nie meer 'n verskoning om nie groentetuin te hê nie. Nee, glad nie. Okay, right. En dan hierso. Ja, so hierso het ons aan jou linkerkant het ons varkies wat ons vloeibare kunsmis. Dit is 'n demonstrasie van hoe om die vloeibare kunsmis in die pyplyn in te kry. Die varkies is daar so in 60, 100 en 200 liters.
maar en dan natuurlik 'n filterbank wat jy so opgesit het. So ons vra die mense om asseblief by ons stand uit te kom, dan kan ons al die tegniese raad vir hulle gee en natuurlik kan ons hulle verwys na die handelaars toe die naaste aan hulle dorp. En ja, dit gaan maar oor ons wil die mense demonstreer wat daar buite is, wat is nuut, wat kom en wat se tegniese raad hulle bo op die goeders kan kry. Dit is natuurlik ons wat ons noem 'n garden kit. Dis dieselfde landboudrip as wat ons hier aan die linkerkant gekyk het, maar ons verkoop dit in bokse konsep wat lekker is vir koöperasies om dit aan te hou en die tannie met groen vingers, sy kan kom kry daar by enige koöperasie. Jy koop net so dingetjie en dan is jy gesort. Dan is hy gesort. Hy kom met al sy toebehore of sy fittings binne-in. Hy het 'n 100 meter of 'n 300 of meer meters en dan kom hy al sy fittings. So jy kan dit ingaan ook met 'n video wat vir jou wys hoe om te installeer en dan gaan jy met jou blomme of jou groentetuintjie alles in een. Uitstekend. Nou right. So, ja, dit is nog wat ons die gewone basiese filters, weer eens mense kan vra vir 'n bietjie raad. En dan het ons nuwe ons gaan nou daai kant toe gaan. Ja. En dan ja, die Okmus masjiene natuurlik. Hy's nog elke jaar hierso vir die laaste ek sal sê omtrent 15 jaar wat ons die Okmus hier op Nampo het. Klomp verskillende modelle. En jy kan nou sien nou soos hy nou hier staan, trek hy homself terug. Ek dink hy's besig om te rol en hy trek nou terug hierso. Hy trek op die oomblik terug. Jy kan sien daar hy's actually stadig besig om te beweeg hierso. Ja, en natuurlik soos hy loop, dan besproei hy nou agter hom. Natuurlik jy kan sy spoed bepaal self, hang af van jou neerslag wat jy wil neersit. As jy 10 mm neerslag wil sit, dan stel jy sy spoed so. Dan trek hy nou vinniger in of meer neerslag, stel hom stadiger. Ons het 4 verskillende modelle wat ons in die land invoer. Enigiets hektare gewys, natuurlik spoed bepaal alles, maar enigiets van 'n 4 tot 'n 25 hektaar per week masjien wat ons vir jou kan voorstel. En ja, net om vir jou te verduidelik hoe hy werk. Ons het sy invoer hierso. Ons het sy dromgedeelte. Jy kan hom net uit rad uithaal of in rad sit. Baie mense vra hoekom is die PTO daar? Dis as load shedding ons alweer slat, dan kan jy net so manually weer terugrol. Ja, maar hy benodig geen krag nie, hy het net die nodige water en druk nodig om hom te hardloop. Baie cool. Ek was kyk het gevind hierdie bolwelf besigheid, die floatwelf. So. Ja, Irrigation Unlimited is ook nou 'n verspreider van die Sweetwater valves. Ja. Baie netjies se kraan. Soos jy kan sien, hy's heeltemal robus. Hy's heeltemal robus. Die ding actually gaan hou. Hy gaan nou. Ja, dis 'n hoë vloei floatwelf. Geen skaap gaan hom afkou nie. Dit beloof ek jou. Jy kan sien daar is sy patroon, sy patent is baie eenvoudig, maklike installasie om sy enigste wear and tear is natuurlik die rubber self, maar dit is 'n maklike ding om uit te haal en weer in te sit. Verder gaan niks om skade kan maak. Koste op hulle min of meer? Vra ek vas. Nee, so 400-500 rand binne hang af van die area natuurlik. Ja. Okay, uitstekend. Ja, so dit is stainless steel en 'n maal steel beskikbaar. Die parte, waar enigste part wat eintlik beskikbaar gaan wees of kan wees is die rubber natuurlik. Maar dit kan 'n mens by enige koöperasie naby aan jou net aanvra vir. Baie maklik en eenvoudig. Yes. Hou daarvan. Right. Okay, nou het julle meer ernstige masjiene hier agter, né? Die ou baas. Ja, en dan net vinnig terwyl ons hier deur gaan, ek meen, dis hier enige gou koppelpyp wat jy soek. Right. Jy weet wie is jy? Jy weet jy like van sukkel. Right. Nou hoef jy minder te sukkel. Nee, prys. Nee, ek weet, luister. Ja, my, vandaag goed nee, gee my niks vertel nie. Nee. Maar party mense wil nog fiks bly. Ja, dit is presies daai besigheid. Vir die ouens wat nie lus is om te sukkel hierso, dis 'n beter plan. Hierso is die ou baas. Yes, sir. Ja, so hier is ons grootste model wat ons invoer. Daar is groter modelle in Italië beskikbaar, maar hierdie nou is standaard in die land en voorraad of parte is altyd beskikbaar op hom. Selfde konsep as die kleiner modelletjie. Hy het 'n 300 meter pyp, so hy kan 300 meter een kant toe uitgetrek word. Hy maak 'n effektiewe radius van 30 meter of 60 meter bane soos ons noem en met meer druk kan jy hom nog 'n bietjie verder opstoot. En as jy hard probeer kan jy hierdie ding dalk repurpose in oorlog toe vat.
Of selfmoord pleeg. Of selfmoord pleeg. Hoekom? Ja, wel. Ja, net so, nee. Ja. Hy kon net 'n bietjie petrol aan en Ja, hy gaat hulle ons. stoot. Ja. Yes. So wat lekker ook van hom ook maak is hy's op 'n draaibank, so jy kan jou hidrante of jou toevoer in die middel van die land sit. Soos hy trolley teruggetrek het, kan jy met omdraai en hom weer aan die ander kant toe trek. So jy kan eintlik 600 meter stroke van die hidrant af met hom maak. Baie cool. Ja, dan raak as dit bietjie kleiner. Hier is meer dan jou 15 hektaar tipe masjien en dan jou 7 hektaar en jou 4 hektaar. Dis nou natuurlik op 20 mm se neerslag. Hier aan jou regterkant, dit is wat Irrigation Unlimited mee begin het. Dis natuurlik die fittings. So ons het so gesê het 38 verskillende kategorieë. Hier is die ding wat min mense van julle weet. Yes. As jy 'n fitting in hierdie land iewers ter koop, kom hy waarskynlik van julle af. Ek mag dit nie sê nie, maar ja, ek dink so, ja. Nee, maar So, dis maar ek meen dis 'n wholesale besigheid en al daai tipe van goeders. Ja. Die punt is net wat ek probeer maak is ja, julle doen hierdie masjiene, maar agter dit is 'n baie ernstige company wat 100% konsentreer op besproeiing en that's it. Ja, so ons is by al die koöperasies reg oor die land gelys en ons is bevoorreg om te sê as amper omtrent voorkeur en natuurlik enige besproeiingsmaatskappy reg oor die land is bewus van ons, ken ons en meerderheid van die fittings is ons bly om te sê kom van ons af. So ja, ons het 'n groot reeks, ek gesê het 38 verskillende kategorieë. Net om vir jou te verduidelik, een kategorie is soos die compression fittings, nou daar is 37 ander sulke tipe kategorieë. Jy praat nou van gegalvaniseerde fittings, jy praat van polyprop insert fittings, jy praat van jou vanlock wat meer soos jou full flow konsep is wat ons self vervaardig, jou krane, ball valves, PVC, solvent, cascade, ons is 'n cascade verspreider ook. So ja, nee, dit ek gaan die hele dag hier staan as ek dit almal moet gaan. Kort en die lank is, as ek iets wil besproeiing, julle is nie verniet unlimited. Nee, ons is nie. Elke jaar gaan ons net groei. So dis lekker. Uitstekend. Dankie baie. Was hy? Dankie Chupi. Right, okay, ek's ernstig as ek hierdie sê, as jy enige iets wil nat maak, dan praat jy met Henko hulle. Hulle gaan vir jou uitsort. Maak nie saak wat se snaakse plan jy het nie. Ek beloof jou, hulle het vir jou 'n oplossing. En as hulle nie vir jou 'n oplossing het nie, dan moet daar waarskynlik nie water uitkom nie. So ja, dis die van Farmspice af. As jy belangstel, linkie poog vir onder. Tot volgende keer. Groete.